Erediens, broer en suster. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 30, vers 1 en vers 2, met die oog op die woordbediening aan die hand van Sondag 4 van die Heidelbergse Katekismus. Ek sal met die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees saam, broer en suster, die wet van die Here uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee,
of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sing saam, Psalm 38, vers 1 en 2, en daar sou jy sien, ek het net 'n notaatjie bygevoeg. Daar is net 3 moontlikhede, Psalm 5, Psalm 30 en onder andere Psalm 38 by Sondag 4. Saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is ewig en onbegryplik, en met onbegryplik bedoel ons dat U is onverstaanbaar, en tog dank ons U ook dat U Uself aan ons openbaar in die woord, tot so 'n mate dat dit vir ons genoeg is, dat ons daardeur gered kan word. Ewig en onbegryplik, maar U is ook vol majesteit en heerlikheid. U is witter as wit, U is volkome rein, U is perfek, U is heilig. Here, ons noem al hierdie dinge, omdat ons U daardeur wil eer. Ons leer U ken, deurdat U Uself aan ons openbaar. En ons is dankbaar dat ons U kan ken en dat ons nie net van U weet nie, maar dat ons die voorreg het om in 'n verhouding met U te leef. Ons bid daarom dat U hierdie kosbare gawe van 'n verhouding met U ook vir ons kinders en vir ons nageslag, ook vir die jong mense van hierdie gemeente sal gee, dat dit werklik ook vir hulle ontsluit sal word deur die bediening van die woord, dat die preek werklike verklaring sal wees van die woord, sodat ons nader aan U kan kom, dat ons nie maar net soos die gewoonte is hier by mekaar sal wees nie, maar dat ons opnuut weer aangeraak sal word deur dit wat ons hier ontvang. Ja, Here, U kan deur die Heilige Gees dit wat oud is en dit wat ook moedwillig is, uit ons wegneem, en U kan ons vul met lewe en dit wat kragtig en vooruitstrewend is. En dit is waarvoor ons bid, dat U sal gee dat ons mense is wat doelgerig lewe om in hierdie verhouding met U te bly, nie net nou en dan daarin te tree nie, maar werklik in verhouding met U te lewe. Gee dat ons 'n gemeente sal wees, 'n gemeenskap van gelowiges, van mense wat werklik met U besig is. Ons wil nie net kerk wees ter wille van kerk wees nie,
maar ons wil kerk wees ter wille van U in hierdie wêreld. Aanskou ons in U genade en nie in ons sonde nie. Reinig ons deur die bloed van U Seun, sodat ons witter kan wees as sneeu, en sodat ons werklik met oorgawe en vreugde kan luister na U woord. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Liefde broer en suster, ons lees saam oor die wet van die Here, die preek van ons Here Jesus, Matteus 5 vanaf vers 17, waar die Here Jesus dit baie duidelik maak waarom dit vir ons as mense onmoontlik is, om ook sy wet volledig te gehoorsaam, maar wat hy ook vir ons sy wet werklik in die korrekte perspektief gee. En dit is dat ons moet daarna streef om hierdie dinge te doen wat die Here vir ons sê, omdat ons dankbaar is. Nie omdat ons onsself wil probeer red daardeur nie, maar uit dankbaarheid. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel of die aarde vergaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit vergaan, tot dit alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van hierdie minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat daar aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor dat daar aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee, maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar julle moet jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee.
Wat meer as dit is uit die bose. Julle het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bokleed kry. En elkeen wat van jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Gee aan hom wat jou iets vra en wys hom nie af wat van jou wil leen nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat vir julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Nou ons kyk wat Sondag 4 aanbetref, kyk ons net nou na vraag en antwoord 9. Jy kry eintlik 3 argumente, 3 besware teen God. Moet nie twyfel nie, dit is nie teen iemand anderste nie. Dis nie 3 onskuldige gedagtetjies nie. Dis direkte besware teen God, dis aanvalle op God wat die mens gebruik. En al 3 daai aanvalle op God word genoem in Sondag 4, as dit gaan oor sonde. En die eerste aanval is basies dat God is onregverdig. So hy klink so, doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie. So God is onregverdig, God weet ons kan hierdie goed doen nie en tog vra hy dit. Hy moes dit verander het. Is baie eenvoudig. Nee, is die antwoord, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Met ander woorde, hy vat ons terug na Genesis 1 en 2 toe, maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel, dis Genesis 3, en deur moetswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. En dan kom daar 'n tweede beskuldiging en 'n derde beskuldiging sal ons dan by 'n later geleentheid doen. Goed, broer en suster, as ons dan praat van Sondag 4, het ek nou al reeds vir u gesê, dat u moet besef waaroor dit hier gaan. Dit is die mens, dit is ek en jy wat kom met hierdie tipe van gedagtes, en dis nie onskuldige gedagtes nie, dit spreek direk dinge in die wese van wie God is aan. Dit gaan oor, wat ken jy van God? Hoe ken jy vir God? Wat weet jy van God? En nou kry jy met mense te doen wat sê, dit wat hulle van God agterkom in die wêreld is dat God is nie baie regverdig nie. Hulle kom agter dat God het 'n manier, en God se manier is, en ek sê dit nou alles met respek, is dat hy kan nogal onregverdige besluite neem. Hy kan soms 'n bietjie onregverdig optree. En hulle argument is, as dit kom by sonde, God weet tog ons kan nie hierdie goed doen nie. Hoekom skrap hy nie net die wet nie? Hoekom vat hy dit nie net weg nie? Hoekom sê hy nie net vir ons, daar is nie meer 'n 10 gebooie nie. Daar is nie meer 'n morele wet nie. En dat ek reg is daaroor, want jy mag dink, dominee, dit is regtig irrelevante preke hier, hoor. Ek dink jy het nou regtig 500 jaar terug vasgehaak. En jy sal verkeerd wees, want ek kan dit vir jou in 'n oomblik bewys. Hoeveel kerke hoor jy nog die wet van God? In hoeveel kerke hoor jy nog die morele wet? En kom ek sê vir jou, jy hoor dit nie eers meer in alle gereformeerde kerke nie. Ek bedoel GKSA gemeentes. Jy hoor dit nie eens meer daar, elke Sondag nie. Ek het daarna verwys dat daar 'n gemeente is, waar hulle hierdie jaar, as ek die mense vra, en sê hulle, ons het dit miskien hierdie jaar 2 keer gehoor. Dis gevaarlik.
In effek wat mense gedoen het, is hulle sê, kyk, die wet is 'n probleem, ons kan dit nie doen nie, hoekom moet dit nog in die erediens wees? Hoekom moet dit nog in ons lewe wees? Laat die wet uit. En ek het al ook vir u gesê met die Bybelstudie, dat u moet baie versigtig wees vir 'n afspeel van die wet en die gees, op grond van 'n verkeerde verstaan van Paulus se woorde in Galasiërs. Paulus sê nie dat ons is met die wet van God klaar, in die sin van dat ons die wet van God maar uit ons lewe kan weggooi nie. Hy sê presies dit wat ons Here Jesus sê. Hy sê dat die wet van God het die regte plek in ons lewe. Die Here Jesus, die struktuur, en ek wil nou nie aangaan oor struktuur oor in die eerste preek van die Here Jesus nie, is baie eenvoudig. Die Here sê, julle het gehoor. En dan gee hy die verklaring van 'n gebod wat gegee is byvoorbeeld deur die skrifgeleerdes en die fariseërs. En dan kom hy en hy sê, maar ek sê vir julle. Dan gee hy die korreksie daarop. Met die bedoeling, onthou julle moet dit op hierdie wyse uitleef. Wetende dat ons kan dit nie volmaak doen nie. Nou vra vir jouself af, waar kom hierdie ding vandaan dat iemand die argument kan hê dat God is onregverdig? Waar kom dit vandaan? Wel broer en suster, dit is iets wat deur die humanisme gedryf word. En ek het nou die laaste paar preke en artikels in die saadkorrel praat ek van antroposentries teenoor theosentries. Dit is tipies antroposentries. Antroposentries beteken mens middelpunt gerig. In ander woorde, dit gaan oor die mens. Die mens kan nie hierdie goed doen nie, dit maak nie vir die mens sin om met hierdie probleem te sit van die wet nie. Dus moet hy 'n pad daar omkry en die probleem moet uiteindelik dan God wees. En daarom dan ook hierdie aanval. Waar kom hierdie bedenkings eintlik vandaan? Wel, as jy gaan luister na Sondag 3, het ek verlede week vir u gesê, erfsonde is nie die sonde van Adam wat jy erf nie. Jy moet gaan kyk wat staan in Sondag 3. Erfsonde daar staan is die natuur van Adam. Dis veel erger as sonde van Adam wat ons erf. Adam het sonde gedoen, nou betaal ons in 2026. Dit sou onregverdig wees. Dit sou eintlik 'n argument wees presies vir wat hier gesê word. Die probleem met God is, volgens party mense, die natuur wat ons van Adam gekry het, is die probleem. Dis veel erger. Gaan kyk in die eie belydenis wat 'n woord word daar gebruik. Daar word die woord natuur gebruik in Sondag 3. Dus die bron kom ons agter. Dis eintlik hier binne in ons, die bron van hierdie verkeerde argument, hierdie verkeerde gedagte. Nou mag jy sê, maar ek dink nooit so nie. Wel broer en suster, as jy struikel en jy val en jy kry swaar, het jy nie al geredeneer, ek weet nie waarom vat die Here nie hierdie ding van my af weg nie. Dit voel nie vir my, dis nie vir my lekker nie, dit voel nie vir my reg nie. Daar het ek dit nou gesê, dit voel nie vir my reg nie. So wat doen jy eintlik? Nou as jy gaan kyk, wat is hier ter sprake? Nou as jy gaan kyk na die artikels in die saadkorrel, is daar 'n klompie artikels oor ons verhouding met God en die belewing van ons verhouding met God in terme van wat die Bybel werklik vir ons sê. En ek het u gewys dat in artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis word daar gesê, God is ewig en onbegryplik. En onbegryplik beteken onverstaanbaar. En dan op 'n stadium word daar ook gesê, God is heilig, en God is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En dit is presies die karaktertrek van God wat aangeval word wanneer jy sê, jy dink God kan dalk onregverdig teenoor jou wees. Jy val sy heiligheid aan. En nou is daar minstens 2 maniere waarop 'n mens die heiligheid van God moet beskou of verstaan. Die heiligheid van God is in die eerste plek dat hy vol majesteit is, dat hy groot is, dat hy ontzagwekkend is, dat hy by jou 'n gevoel laat ontstaan dat jy is klein en nietig voor hom.
dat hy vol heerlikheid is, dat hy transcendent is. Transcendent beteken dat hy anders is as wat ek en jy is, dat hy buite die skepping en buite die kosmos is, dat hy die skepper is. Dis die een deel van die begrip heiligheid. Die ander deel van die begrip heiligheid is die een wat jy ken. Hy is rein, hy is skoon, hy het nie iets wat in hom verkeerd is nie. Daar is nie eers 'n kolletjie swart in hom soos die bekende yin en yang filosofie nie. Julle ken dit tog, 'n bietjie swart in die wit en 'n bietjie wit in die swart nie. Julle ken tog daai teken yin en yang. Dis totaal vals. Dit is nie God nie. God is volkome, volmaak, perfek, absoluut rein en heilig. Dis die tweede betekenis van God, se heiligheid. Ken jy hom so? Ken jy hom so, broer en suster? Want dit is wat hier aangeval word wanneer mense sê hulle dink God tree onregverdig op deur van ons in sy wet te vra wat ons nie kan doen nie. Dit kom hier uit 'n hart uit, dit borrel uit 'n hart uit 'n natuur uit, wat uiteindelik wil sê, ek wil nie aanvaar wie God is nie. Ek wil nie aanvaar dat ek my aan hom, die heilige God, moet onderwerp nie. Daar is verseker absoluut niks verkeerd met God en niks giftig in God nie, die gif is in die mens. En luister, onthou baie mooi wat het ek vir julle die verlede week gesê, gereformeerdes is op grond van die skrif nie negatief oor die mens nie, want God is nie negatief oor die mens nie. Ek meen, anders te maak het nie sin waarom hy sy seun vir ons aan die kruis op Golgotha gegee het nie. Maar die Bybel praat wel die waarheid oor die mens, hy praat die waarheid oor ons. Dit word nie verswyg nie, en moet ook nie vir jouself jok en sê, jy dink dat daar is tog iets goed wat in die mens bly vassteek het nie. Dan is jy by yin en yang. Jy ken dit. Dan sê jy maar, ja, ons is basies swart, maar daar is 'n stukkie wit in ons. Weet jy wat sê jy? Jy sê dat dit wat God aan ons openbaar in die Bybel is nie waar nie. Ons val in die sonde was nie so ingrypend nie, dit was nie so erg nie. Daar het 'n bietjie wit, 'n bietjie reinheid in ons oorgebly. Ons kan onsself help, ons kan onsself red. Dit is eintlik nie nodig vir 'n kruis op Golgotha nie. Jesus is eintlik, soos hulle in Engels sal sê, obsolete. Ons kan dit self doen. En dis baie gevaarlik. Jy's terug by die skrifgeleerdes en die fariseërs. Die gereformeerde belydenis doen dit nie. Die gereformeerde belydenis wil ons heel aan die begin, en ek het dit vir u ook verlede week gesê, wil ons heel aan die begin by die punt bring dat ons soos die apostel Paulus in Romeine 7 vers 24 uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? As jy nie dit uitroep nie, dan broer en suster, is jy altyd by die punt dat jy weer terugkom, dat jy sê, maar ek kan tog 'n bydrae maak, ek kan tog 'n verskil maak in my heil en saligheid. Die kruis is belangrik, ja, maar ek kan 'n bydrae maak. En of Christus is vir jou alles, of Christus is vir jou niks. Het jy dit gehoor? Die Bybel sê vir ons, die apostel Paulus skryf vir Timoteus en hy sê daar is een middelaar tussen God en die mens en dit is die mens Christus Jesus. Nie ek en jy nie. As God nie meer heilig is nie, broer en suster, dan beteken dit ek en jy kan onsself help. Ek en jy het nie heeltemal in sonde geval nie. Weet jy wat is die antwoord wat Paulus gee, as hy uitroep, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Dis Romeine 7 vers 24. Hy sê in Romeine 7 vers 25, ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Net dit. Met ander woorde, ek dank God vir Jesus Christus ons Here. En dis die antwoord. Ek vind in hom wat ek nodig het. Maar wie doen nou eintlik die onreg? Waar is die onreg? Want hier word gepraat van 'n onreg in Sondag 4 vraag en antwoord 9.
Waar is die onreg dan nou? Wel, broer en suster, die onreg het ons nou gehoor en die eerste punt is nie by die skepper nie, maar by die skepsel. As jy iets gemaak het, as jy iets uitgevind het, dis joune, kan jy daarmee doen wat jy wil? Dis joune, jy's die skepper. Dit is tog algemene praktyk. Maar jy sien, nou kom mense met die evolusieteorie en hulle leer dit vir ons kinders in die skool. En wat is die eenvoudige ding wat die evolusieteorie doen? Dis die evolusieteorie van Charles Darwin, die kinders sal dit ken. Dis die idee dat ons is ontwikkelde soogdiere. Dit maak die skakel tussen die skepsel en die skepper los. Ek is nie meer die beeld van God nie. En die oomblik as jy dit doen, as jy daai skakel losmaak tussen die skepper en die skepsel, dan sê die skepsel, maar die skepper het nie reg op my nie. En dan kom jy by humanisme, dan kom jy by menseregte. Ek het 'n reg. Ek het 'n reg wat beskerm moet word. Ek is 'n mens. Ek is 'n mens en jy is 'n mens. En saam is ons mense, Ubuntu. En ons moet mekaar se regte beskerm. Ons het menseregte en ons het 'n grondwet. En uiteindelik reken ons op mekaar en ons het dit verlede week ook gehoor. Dit is baie gevaarlik as daar die skakel tussen die skepper en die skepsel losgemaak word. Daarom, broer en suster, gaan dit nie hier oor die reg van die mens wat geskend is nie, maar eerder wat moes die mens gewees het? Die mens moes uiteindelik diensbaar gewees het aan sy skepper. Die mens moes gedoen het wat sy skepper van hom vra. Want die skepper het die reg. Die skepper het die alleen reg. Hy kan besluit wat die mens moet wees. En hy sê dit. Hy sê die mens moet my beeld wees, moet my verteenwoordiger wees. Dink ek is 'n swakker vertaling wat gebruik word later jare. So die swart is nie in God se hart nie, die swart is in die mens se hart. God se hart is steeds rein en heilig. Hy het die reg om vir my te sê, ek vra van jou 'n gehoorsame lewe. Ek vra van jou onderdanigheid, ek vra van jou respek en ek vra van jou om daarby te hou. En hy sê dit van die begin af. Ek vra van jou liefde. En hy sê dit van die begin af. Hy sê, ek gee 'n boom wat 'n simbool is van, jy kan deur hierdie boom en gehoorsaamheid deur nie daarvan te eet nie, kan jy aan my jou liefde demonstreer. Maar wat doen die mens? Ons gaan pluk van daardie een boom en ons sê daarmee, my reg is belangriker want ek wil soos u wees. Ek aspireer tot meer. Ek is nie tevrede om die skepsel te wees nie. Ek wil in die skepper se posisie kom. En nou wil ons die skepper blameer. Nou wil ons sê, maar die skepper is onregverdig teenoor ons. Want ons lewe immers in die eeu van regte, van menseregte. As dit kom by die uitverkiesing, broer en suster, kyk, dan skree die stemme eers hard. Hoe kan dit wees dat God nie almal red nie? God is tog verantwoordelik vir alle mense en hy moet alle mense red. Dit terwyl God die eerste mense geskep het om te kon doen wat hy van hulle vra. Het was tog nie God wat vir hulle gesê het om aan hom ongehoorsaam en liefdeloos te wees nie. Die feit dat hulle so opgetree het, is die mens se skuld, nie God se skuld nie. As God dan kom en sy liefde aan 'n deel van die mensdom weer bewys, is dit sy besluit. Hoekom doen hy dit? Hoekom red God nie alle mense nie? Jy weet, dit sou baie dwaas wees om die uitverkiesing te ontken, want dit is deur die ganse skrif. Hoekom doen God dit? En dit is waar mense die probleem kry. Hulle sê, maar julle het nie 'n antwoord te kom God dit doen nie. Ek vat u weer terug na die wese van God toe, na wie hy is. God is onder andere ook vrymagtig. Jy geweet, Luther het baie meer oor die uitverkiesing geskryf as Calvin.
Dis 'n algemene fout wat mense maak, om te dink dat Calvin het die uitverkiesing uitgewerk. Luther het dit baie meer geskryf as Calvin. Maar hulle almal beklemtoon die soewereiniteit of die vrymagtigheid van God. God kan doen wat hy wil, met wat syne is, binne die reëls van dat hy God bly. En ja, iemand het in die week met my daaroor gestry, daar is sekere dinge wat God nie kan doen nie, ook op hierdie aarde. Almagtigheid beteken nie dat God kan enige ding doen nie. Hy kan nie sonde doen nie. Hy kan nie naas homself nog 'n God maak nie. Dis in elk geval nie vir hom moontlik nie, want hy is die enigste ewige, dis die eerste karaktertrek wat van hom genoem word, in artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. So ek vra vir u, hoe goed ken u hom werklik? Het u hierdie goed werklik al deurdink? En onder andere is kernbelangrik tot God se God wees, sy vrymagtigheid om te kan doen met wat syne is, wat hy wil. En daarom is hy nie verskuldig om aan die mens wat hy aanvanklik goed geskape het, om sy beeld te kon wees, weer aan almal sy genade te bewys nie. Hoe sou ons ooit kon geweet het van sy vrymagtigheid as hy dit gedoen het? As hy met ander woorde alle mense gered het. Kom ek maak dit eenvoudiger. Ek dink ek preek baie moeilik en teoreties dalk vandag. Besef dit. In Psalm 73 wys ons op 'n fout wat Asaf gemaak het as 'n gelowige, dat hy vir homself sê, ek het op 'n punt ook gekom dat ek gedink het God is onregverdig. Ek het so rondom my gekyk in die alledaagse lewe en ek het gesien dit gaan met slegte mense baie goed. En dit gaan met goeie mense nie altyd goed nie. En op 'n stadium was ek een van die goeie mense met wie dit nie altyd goed gegaan het nie. En toe dink ek, maar dit is nie reg nie, want God is onregverdig teenoor my. Hy's onregverdig teenoor die goeies. Hy sê en uiteindelik gaan lees Psalm 73, ek het niks verstaan nie, want later het ek besef dat God het hulle oorgegee en hulle pad is eintlik besig om afwaarts te buig. Terwyl toe die tyd dat dit nie met my goed gegaan het nie, was God juis besig om in sy regverdige liefde my nader te trek aan hom. So geen onreg nie. Hy sê in vers 21 en 22, toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Hy sê ek het geredeneer. Ek het gedink ek kan met u debatteer, maar ek het niks verstaan nie. Ek het nie verstaan van wat u doen en wie u is en hoe u met my werk nie. Dus geliefde broer en suster, geen onreg nie. Geen probleem aan God se kant nie. En ek het dit nou vir u ook weer prakties in u lewe toegepas en uitgewys. Die mens kan nie, en dit is waar, die mens kan nie nou meer die wet van God 100% gehoorsaam nie. En ek hoop regtig nie u dink u kan nie, want dan is u baie ver van redding af, as u so sou dink. Dit is ook nie die rede waarom ons die morele wet lees op 'n Sondag nie. Ons lees dit ter wille van dankbaarheid. In Galasiërs 3 vers 10 haal die apostel Paulus Deuteronomium 27 vers 26 aan, en hy sê dit, en jy moet dit asseblief hoor, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskryf staan nie. Dus broer en suster, ons as mense kan dit nie doen nie. Ons kan nie stiptelik alles doen wat God van ons vra nie. En dit is nie waar dat God besig is om ons regte te vertrap nie. Die enigste reg wat ons het is die voorreg van kind wees. Daar is nie regte wat vertrap word nie. God eis van ons dit wat hy van die begin af geëis het. God verwag van jou presies dit wat jy van jou vrou verwag of van jou man verwag en van jou kinders verwag. Hy verwag niks meer as dit nie. Hy vra liefde. Dit is eintlik wat die wet ook vir hom wys.
het ons hom lief. As jy begin sê dat ons dink God was onregverdig of is onregverdig met die wet en hy moet dit verander, hy moet dit nou skrap, dan vra jy eintlik wat van God? Jy vra vir God, hy moet asseblief nie meer God wees nie. Jy vra vir God, hy moet nie meer Jahwe wees nie. Jy vra vir hom, hy moet nie meer wees, ek is wat ek is nie. Jy vra vir hom, hy moet nie meer jou rots en jou steenpilaar wees nie. Jy vra vir hom om nie meer na jou te luister of daar te wees wanneer jy na hom roep nie. Jy vra vir hom om veranderlik te wees. Wie het verander? Wie het die verandering hier ingebring in hierdie verhouding? Nie God nie, maar ons. Ons belydenis, broer en suster, is dis 100% reg. Wanneer ons belydenis sê, die onreg is nie by God nie. Nee, die onreg is by ons. Ek vind dat wanneer ek mense konfronteer oor hulle sonde, soos gisteraand, wat ek vir iemand bel en vra, wat maak jy? Waarmee is jy besig? En hy sê vir my, ek doen niks verkeerd nie. Terwyl die persoon op 'n plek is waar die persoon nie moet wees nie. Ek doen niks verkeerd nie. Kan nie glo hoeveel keer hoor ons dit nie. Die vrou wat u my gegee het, sê Adam vir God, is ek doen niks verkeerd nie. Dit was nie ek nie, ek was aan die begin nie daar nie, ek het later hier gekom, sy het dit in my keel afgedruk, ek het my mond probeer toeknyp, en sy het dit in my keel afgedwing. Ek doen niks verkeerd nie. Nog erger is, die vrou wat u vir my gegee het. U het my ingedoen, u het my ingeloop, u het nooit vir my gesê sy gaan sulke dinge doen nie. U is onregverdig teenoor my. Ek doen niks verkeerd nie. Dis die ou storie. En waar het Adam dit uitgedink? Seker daar waar hy bang tussen die blare probeer wegkruip het vir God. Dit nadat God vir hom klere van vel gegee het en genade weer aan hom bewys het. Ek doen niks verkeerd nie. Hoe lank gaan ons daarmee volhou, broer en suster? Ek doen niks verkeerd nie. As ek reg onthou, het Martin Luther 'n beeld van die verkwister. Hy sê hy werk so. So dis iemand wat geld of iets leen, dit nie betaal nie, uiteindelik dit gaan verkoop vir 'n wins, en dan sê jy nou dink, hy gaan die skuld betaal vir die ding wat hy gekoop het en gaan verkoop het vir 'n wins, maar hy doen nie, hy gaan en hy spandeer die geld en die skuld bly. Dit is die mens. God gee vir ons alles, hy skep ons goed, hy sê, wees lief vir my. Ons vat die liefde, ons gebruik dit, ons geniet dit, maar ons gee niks terug nie. Die oneerlike verkwister, ek dink is 'n beeld van Luther. Die duiwel word genoem in die antwoord, het jy hom gesien, so ek kan hom noem hier aan die einde van hierdie preek. Buiten ek doen niks verkeerd nie, om by jou sonde verby te kom, broer en suster, en om die blaam op God te plaas. As jy nou voel, okay, dit werk nie, dan kan jy altyd sê, die duiwel. Die duiwel hier op my skouer. Jy sal onthou, ek het dit al baie gebruik in preke. Mense leer hulle kinders so. Is dit die duiwel op jou skouer wat vir jou gesê het om dit te doen? Soos of die duiwel nou net so groot is. Dis nie jy nie. As dit dan nie God kan wees nie, as dit dan nie die vrou kan wees nie, dan moet dit die duiwel wees wat op jou skouer sit. En uiteindelik, broer en suster, ons belydenis sê, nee, as ons nou die duiwel wil inroep om vir ons te getuig, maak jy 'n baie groot fout. Dis nie die tipe getuie wat ek sal inroep in my saak nie. Ek verwag hy gaan teen my draai, hy gaan my oorgee, want hy weet as ek oorgegee word, kom ek na hom toe. So dis nie goed om die duiwel in te roep as getuie vir jou saak nie. Onthou net een ding, en hiermee sluit ek af, broer en suster. As jy nie wil die sonde aanvaar nie,
as jy nie wil aanvaar wat jy hier hoor nie, as jy nie wil aanvaar dat jy 'n sondige natuur van die eerste Adam ontvang het nie, as jy nie wil aanvaar dat jy deur en deur sonde is nie, dan het jy die probleem, dan moet die probleem by God wees. En God moet verkeerd wees en jy moet reg wees. Dan het jy nog 'n groter probleem. As jy nie die sonde van die eerste Adam wil aanvaar en niks daarvan wil hoor nie, dan het jy ook nie die tweede Adam nodig nie. En dit is 'n groter probleem. En weet jy wie is die tweede Adam? Die tweede Adam wat gekom het in die plek van die eerste Adam om vir ons versoening te doen vir ons sonde, is uiteindelik ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, dan staan jy alleen. Jy met die slim redenasies wat ons as mense kan opbou. Met jou menseregte en al jou vaardigheid om te kan debatteer. Dan staan jy alleen, want jy wil nie gedek word deur die bloed van die tweede Adam. Jy wil nie aanvaar dat jy sondaar is nie. Broers en susters, ek het baie jare gelede besluit, ek aanvaar wat God in sy woord vir my sê, dat ek deur en deur sondaar is, dat ek die probleem in die verhouding is, en dat God die verhouding met my en hom regmaak van sy kant af. Ek begin by God, en ek gaan na God toe. Ek leef in sy teenwoordigheid. Ek verlustig my daarin om hom te probeer leer ken, in al sy gekompliseerde, misterieuse karaktertrekke. Ek probeer hom leer ken. Ek kan dit nie vir myself doen nie. Mag dit met u ook so wees. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 38 vers 3 en vers 4. Niks is on my sonder wond nie, niks is on nie, om die grimmigheid oorleef, om my ongerechtighede, is in vrede, in my beelde, Die woord van die Here het gekom tot Jona seun van Amittai en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar. En hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop het die skeepskaptein na hom toe kom die skeepskaptein na hom toe aan en sê vir hom: "Wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie." Hulle sê toe vir mekaar: "Kom en laat ons loot, dan sal ons weet om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het." En hulle het geloot en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom: "Vertel ons tog om
vertel ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar? Want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, maar ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag, Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U, Here, het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees, en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Nou die tweede argument is, God kan net daarvan vergeet. So maklik soos dit. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? God kan net van my sonde vergeet. Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in tyd en in ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Dis baie algemeen. Jy hoor dit die hele tyd nou weer op RSG, as jou radio op RSG aan was toe jy aangetrek het, dan sal jy die ongebalanseerdheid oor God agterkom in wat geleerde mense kwytraak. Hoe geleerd hulle presies is, dit weet ek nie altyd nie, maar dit gaan daaroor dat daar word gesê dat die eintlike ding, as jy kyk na die karaktertrekke van God wat belangrik is sy liefde. Liefde is nommer 1. Dit is wat die meeste mense sê, wat jy moet beleef as jy in 'n verhouding met God is. Maak nie saak van sy ewigheid, sy onverstaanbaarheid, sy heiligheid. Niks van daai goed is so belangrik soos die liefde nie. En ek kan net dink dat hulle sal sê, waarskynlik is al daai goed is die liefde van God. Behalwe natuurlik die een wat 'n probleem is, wat ons nou klaar vasgemaak het in die eerste preek, en dis die regverdigheid van God. Nou mag julle dink, wow, dit is baie nuut. 500 jaar gelede in 1618, 1619 skryf hulle die Dordtse leerreëls, en die tweede hoofstuk van die Dordtse leerreëls begin met die woorde, en God is in die hoogste mate barmhartig en regverdig. En barmhartigheid van God is die liefde van God, maar terselfdertyd ook regverdig. Jy kan nie net een aspek van wie God is beklemtoon nie. Jy kan nie net sê God is liefde nie. En dit staan baie keer letterlik op preekstoele, God is liefde. Ek wil sê, dis nie eens 'n halwe waarheid nie. Dis omtrent 'n tiende van die waarheid, in terme van karaktertrekke van God. God is liefde. Ek weet jy sien dit baie, ek is seker jy sien dit. So dis is 'n probleem. Dit laat jou uitkom by die redenasie van, maar God kan dood eenvoudig net van die sonde vergeet, want God is liefde. Ja, en dan's God nie meer God nie. Want hy het geword soos wie? Hy het geword soos ons. Hy los dit sommer maar net. Hy slaan dit maar net oor. Hy maak asof dit nie gebeur het nie. Hy maak of hy dit nie sien nie. Watter een wil jy kies? Hy maak of hy dit nie gehoor het nie. Hy maak of hy nie meer daaraan dink nie. Dis nog leenagtig ook.
Jy weet, dit is die tipe van probleme wat ons vir onsself skep as ons nie hou by wat in die Bybel staan nie. Dus jy moet geen illusie hê nie. Hierdie idee van dat God is net liefde, is om met die dolk reguit te gaan vir God se hart. Jy gaan vir die hart daar. Jy wil die ware God van die Bybel in die hart steek, as dit ware. Dit is hoe erg dit is. Ek besef, dit is 'n spokkende manier om dit te sê. Maar dit is wat besig is om te gebeur. Kyk, jy kan nie God werklik ken as jy nie ook jou teologie nie reg is nie. As jou leer verkeerd is, gaan jou idee van wie God is uiteindelik verkeerd wees. Dit beteken jy's nie meer by die ware God nie. Jy's nie meer by die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Jy moet hierdie goed alles reghou. Die Bybel sê vir ons uitdruklik dat God is, ja, hy is liefde. Ek ontken dit vir geen oomblik nie. Daar's 'n kruis op Golgotha. Maar dit is in terselfdertyd die ander kant ook van wie God is. Dit is ook sy regverdigheid. Dus, ja, dis weer eens die heiligheid van God wat hier aangeval word. Sy majesteit, sy heerlikheid. En uiteindelik, broer en suster, moet ons sê, maar ons kan dit net nie opoffer nie. Ons kan net nie toelaat dat daar 'n idee geskep word van God, dat hy net een enkele ding is, dat hy net liefde is nie, dat daar nie ook regverdigheid is nie, dat daar nie ook konsekwensies is aan wie ons as sondaar mense is nie. Wat beleef jy wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom? En ek praat nie net van wanneer jy bid nie, maar as 'n mens werklik in die teenwoordigheid van God beginne leef, dan is jy die hele tyd in die teenwoordigheid van God. Nie net wanneer jy stilte tyd hou nie. Daar was 'n hele gesprek vanoggend oor stilte tyd. So jy word net stil vir 'n sekere tyd van die dag. Probeer eerder om die hele tyd in die teenwoordigheid van God te leef. Dis 'n verskil. Dan is dit nie net die ding van as hierdie nou 'n Bybel sou wees dat jy sê, nou het ek stilte tyd gehad, reg, nou vat ons die dag. Bring 'n bietjie daai ene nader dat ons met mekaar praat. En nou lewe jy in die teenwoordigheid van God, so die woord van God gaan met jou saam. Daar's 'n groot verskil. En as jy stilte tyd hou, maak seker dat die stilte tyd is eintlik vir die hele dag wat jy aanbeweeg. En dan lewe jy in die teenwoordigheid van watter God? 'n liefdevolle God wat die hele tyd sê, ag, toe maar. Dis nie so erg nie. Dis nie so ernstig nie. Hierdie ding maak my nie so kwaad nie. Jy kan maar nog 'n bietjie daarmee aanhou. Kom ons kyk hoe gaan dit môre. Ons probeer weer môre. Probeer is mos die beste geweer. Dit is nie die God van die Bybel daarin nie. Om die waarheid te sê, dis nie eens die God van die Nuwe Testament nie, want in die Nuwe Testament is daar 'n kruis en daar's 'n graf. Ek weet nie watter God daai is nie. Dis 'n God wat mense vir hulle self uitgedink het. In die Ou Testament, as jy praat van die heiligheid van God, is dit so oorweldigend dat die profeet Jesaja in hoofstuk 6 vers 5 sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein is van lippe, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Wee my! Help my, ek is verlore, ek gaan sterf. Gaan lees 'n bietjie die boek Rigters. Hoeveel keer is dit mense se reaksie wanneer hulle agterkom hulle is in die teenwoordigheid van God? Soveel so dat Johannes in Openbaring 1 vers 17 skryf, ek het soos 'n dooie aan sy voete gelê, en dit is die voete van die tweede persoon van die drie eenheid, die Here Jesus Christus. Die sogenaamde liewe Jesus. Maar ek het soos 'n dooie aan sy voete gelê. Jy sien, dis 'n baie gevaarlike manier om oor God te dink en te praat, dat jy dink dat God is net liefde en hy kan maar net sonde van vergeet. Het jy al gedink oor jou sonde?
Jy gedink hoe voel God oor die sonde wat jy doen, wat jy dink, wat jy sê, wat jy gedoen het, wat jy moedswillig was, wat jy hatig was? Hy's woedend daaroor. Ons het altyd as kinders, ek weet nie of dit die beweging van 'n lap is en of dit regtig 'n rooi lap is nie. Ek dink dit is maar iets met die kleur rooi. Ek weet nie wat die wetenskaplike verklaring nie. Jy kan dit maar vir my kom vertel. Maar ek weet daai klomp Spanjaarde wat in die strate hardloop met die rooi bande om en die bulle jaag vir hulle. En boetie, as jy val of ek sien dis baie keer so 'n perserige lap op, dan jy moeilikheid met daai bil. Dis jou sonde, dis my sonde, dis wat ons sonde doen. Ons sonde vertoren vir God verskriklik. Maak hom woedend, maak hom baie kwaad. En daarom, broer en suster, is dit so nodig, dat ek vergifnis moet kry vir my sonde. Dat ek deur God regverdig verklaar moet word, sodat ek versoening kan hê. Onthou die hervormers, ek sê dit vir u baie, het gesê dat redding het hierdie twee aspekte. God regverdig ons, hy betaal vir ons sonde, sodat ons met hom kan versoen, sodat daar 'n verhouding met hom kan wees. Maar die sonde doen ek steeds en dis daar, ek kan dit nie ontken nie. Daarom moet ek daagliks in die bloed van Christus as dit ware bad, dat ek gereinig kan word, sodat ek in die teenwoordigheid van die heilige God kan kom, en kan bestaan en nie vergaan en verteer word tot as nie. Jy kan nie net nou en dan in God se teenwoordigheid kom of wil bad in die bloed van Christus om in sy teenwoordigheid te kom nie. Dis daagliks iets wat ons doen. Dink aan, byvoorbeeld broer en suster, die derde deel van die Heidelbergse Katekismes wat handel oor die daaglikse bekering. Jy weet, almal preek wedergeboorte, dit was die einde van Sondag 3 as jy nie geweet het nie. Blaai terug, daar is wedergeboorte. Maar wedergeboorte is een aspek van bekering, daarna is daar daaglikse bekering. Daarom sê ek vir jy, stilte tyd is goed, maar stilte tyd moet 'n teenwoordig in lewe in die teenwoordigheid van God wees. Maar moenie net by sonde verbygaan nie. Daar's een keer vir my gevra, hoekom bid mense nie meer vandag in hulle gebede, vergeef ons sonde nie? Hoekom besluit mense nie meer hulle gebede so af nie? Want broer en suster, dood eenvoudig dink hulle sonde is nie so erg nie. So 'n paar jaar gelede toe lees ek iets wat ek gedink het ek nooit sal lees nie. Dat 'n man 'n swart mamba vat vir 'n troeteldier. So 'n man van Leidenburg. Ek het die moeite gedoen en ek het die video's gaan kyk. Ek kon dit nie glo nie. Hy het regtig 'n vroulike swart mamba vir 'n troeteldier. Die onverwendbare het toe nou uiteindelik gebeur. Sy het hom per ongeluk gepik, want hy het een keer te vinnig om haar beweeg. Amper dood, by die dood omgedraai. Nog steeds dieselfde swart mamba, maar nou is sy agter glas. En hy hanteer haar baie versigtiger. Wat probeer ek hiermee sê, broer en suster? Wanneer jy nie van jou sonde wil weet nie, dan vertroetel jy jou sonde en jy neem die swart mamba in die boesem. En dit gaan nie vir jou uitwerk nie. Ek slaan 'n groot deel van hierdie preek oor afgode en wat Calvin gesê het oor afgode, dis maar vir 'n ander geleentheid. Die punt is, God is woedend en sy heilige woede ontvlam teenoor ons wanneer ons sondig. Ons verdien 'n tydelike en 'n ewige straf daarvoor, maar in sy genade bewys God aan ons liefde wat ons nie verdien nie. God is nie net liefde nie. God is ook regverdig. God kan sonde nie ongestraf laat bly nie. God moet sonde straf en hy straf dit ook. Hy straf elkeen van my sonde. Elkeen. Is erg as mense sê, en ek hoor dit ook nogal redelik baie, hy straf dit natuurlik aan Christus, dat ek dit so sê, maar dit is vir my erg wanneer mense sê, dit gaan met my so sleg, want ek is seker mense dat God straf my.
seker God straf my, dis hoekom al hierdie dinge gebeur, dis hoekom my kar gesteel is, dis hoekom dit skeefloop, en dis hoekom dat gebeur. So jy sê jy het hel op aarde. Dan as jy die ewige hel gespaar, mag jy seker dan dink, nee. Dis nie hel op aarde, jy weet nie wat is hel nie. Kan nie wees nie. Wat eerder die geval is wat ons hier het in Jona, dat God besig is om met Jona te werk, want daar was 'n probleem met Jona. Jona het gedink dat 'n Jood is beter as ander mense, en Jona moes verstaan dat matrose kan ook gered word, en ja, ook die inwoners van Ninive kan gered word. En wanneer dinge op aarde met jou skeefloop, en nie altyd uitwerk soos wat jy daarvan hou nie, is dit nog steeds die liefdevolle God wat besig is om met jou te werk. Hy is nie besig om jou te straf nie, jy weet nie hoe lyk straf nie. As jy nie weet hoe straf lyk nie, gaan lees jou Bybel en dan sal jy kan sien hoe lyk die straf van God aan die kruis op Golgotha. Dis die straf van God, terwille van jou. Dit wat God in my en jou lewe doen is sagkens en liefdevolle werk en lyding. Dis die goedheid van God in ons lewe. Broer en suster, laat dit by absoluut vasstaan. God kan nie onregverdig wees nie, en God kan maar nie net maak asof ons nie sonde gedoen het nie. Hy moet dit hanteer sodat ons in 'n liefdevolle verhouding met hom kan staan. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ook hoor wat mense op aarde sê, wat mense op aarde skryf, dit sien U, dit weet U. Die redenasies en die slimmighede van mense is aan U nie onbekend nie, en U spreek dit ook aan in die woord. U gee vir ons ook duidelik die antwoord dat U bly wie U is volmaak, U is regverdig en U is heilig en U is liefdevol. Gee dat ons U werklik so sal ken en sal aanbid. Vergewe ons wanneer ons dinge dink wat verkeerd is en wat nie in lyn is met U woord nie. Wanneer ons aan U twyfel en aan U toewyding en liefde vir ons twyfel. Gee dat ons die oë gefestig hou op Christus en op niemand anders nie. Ons bid dat U ons dan sal lei deur U woord verder ook in hierdie dag, dat ons mense sal wees wat nie net vir 'n paar minute per dag in U teenwoordigheid lewe nie, maar mense wat werklik die hele tyd in U teenwoordigheid is. Ons bid ons gebed in U Seun se naam. Amen. Geliefde broer en suster, daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Van afsluit broer en suster, hier saam te sit, Psalm 48, vers 4 en vers 5.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.